Goeiedag kykers, welkom by hierdie opname van die program Godsdienst en die Koerante, waar ons bietjie kyk watse onderwerpe bespreek word oor godsdienstige sake in die media en veral in die koerante. Dit is nou die koerante wat oorgebly het na baie van hulle maar gestop en uitgewis is. Ons saai uit in die Kaap, op die TV-stasie Homebase TV, jy kan die stasie opvang deur 'n decodeerder free-to-air of ook deur streaming of stroming. 'n Mens stik net in op jou selfoon homebasetv.org en dan kom die skerm op daar en dan druk jy play en dan speel hy 24 ure 'n dag. En dan kan mens natuurlik ook gaan opkyk hierdie koerante program van ons, die oues is daar op die web, jy kan die nommers intik en kry ensovoort. So dank dat jy saam kyk vandag. En hier vandag weer eens by ons, het ons hier so vir Regard, man, Regard, ek is bly dat jy so nog opdaagbaar is en opgedaag het. Dis vakansietyd, einde van die jaar, weet jy, dat ek wat is ek dit nie glo nie. Maar wat is vakansie? Kan mens dit eet? Wat doen mens met vakansie? Hier so by hom, as jy ons nie vakansie nie, oom. En mens kan lewe 'n bietjie stadiger vat. Ja, maar ek hier neem op deur die vakansie. Ek weet. Daar's die vakansie vir ons, nee, ek weet, my ma het altyd gesê there's no rest for the wicked. Nou ja. Nee, maar ek is bly, oom is hier so by ons. Ja, nee. Ja, hoe gaan het met ons been? Gaan dit al beter? Jy weet, hulle sê ou mense gesels 80% van hulle tyd oor hulle siektes en kwale en operasies. Nou, ek wou nie klink soos 'n ou mens hier, weet. Ek is dan bly oom kan self bestuur. Dis 'n goeie ding. Ja. Ek weet nie of ek mag nie. Want hulle sê miskien moet ek niks gesê het. Nee, is okay. Hulle sê glo jy moet 6 maande wag na knieoperasie voor jy moet bestuur. Dis wat daar geskryf staan. Maar bestuur is dan makliker as loop. Dis die punt. Dis heeltemal die punt en daaroor ek het na 'n kort rukkie weer begin bestuur want die drukking, die geweld, dit is minder stremming op jou voet as om te loop. Soos ek glo nie daai ding nie soos nou ja. In elk geval. Waar begin ons vandag? Jong, ek het vandag hier so wat vir my nogal baie interessante berigie was en dit kom hier so uit die Mail and Guardian uit. En dit is hulle eind van die laaste uitgawe. Hier so het hulle klomp stukkie so in brief, so klomp berigies in brief. En hierdie in brief se opskrif is Not for Heathens. Dis 'n interessante opskrif. En nie vir heidene nie. So is eintlik nie vir jou en vir my nie, né? Nou sê hulle so, Catholic Christians in Kenya swapped out their old brand of Holy Communion wine with a new one after the older brand got a little too popular this year, BBC reports. The older brand of wine, which was used during Holy Communion as part of the Catholic ritual, where followers consume wine and bread as a symbol of Jesus Christ's flesh and blood, reportedly gained prevalence in local bars and clubs. Labeled mass wine, dis nou M-A-S-S, nagmaal, né? Nagmaal wyn, né? Dit is so populêr geraak. Miskien dink hulle as jy nou nagmaal wyn dink aan die bars en plekke, dan is dit nou redelik is dit 'n heilige ding. Dis 'n bietjie meer kosher, jy weet. Labeled mass wine, it was distributed by a local manufacturer and also sold in liquor stores, hotels and supermarkets. For faithful Catholics, the widespread recreational use of wine used for religious rituals undermined its sanctity. After exploring options, Kenya's Catholic Church introduced a new South African vintage brand to its followers in October. The brand, which bears the coat of arms of the Kenya Conference of Catholic Bishops, so het hy die imprimateur van die katholieke kerk nou daar, and a verified signature can only be used for religious purposes and will not be available for commercial use. Sure.
Soos nou kan jy nie meer nagmaal wyn gaan koop en dan dink jy drink dit met 'n skoon gewete nie, want dit is nagmaal wyn nie. Ja. Maar ek moet jou vertel, ek was so 'n paar maande gelede by een van hierdie Pep stores of Spar, ek weet nie, hulle mos so die wyn is sommer direk deel van die winkel. Van die winkel daar so. Ek weet Spar het ook mos so. Ja, net so hoekie laat. Nou kyk hoe sterk nagmaal wyn. Regtig? Ja. Toe gaan kyk ek nagmaal wyn en ek lees en ek sien toe op daardie nagmaal wyn is dit 45% alkohol. Dit kan nie wees nie. Op daardie bottel was dit. Hoe was nie ernstig? Ja, dood ernstig. Dit is verskriklik. Ja. Dit is geweldig hoog. Dit is geweldig hoog, ek weet. Nou, of alle nagmaalwyn so hoog is, weet ek glad nie. Ek weet niks van nagmaalwyn eintlik af nie. Maar ek weet, daar was 'n groot in die koerante gewees, 'n debat. Jy mag nie in van hierdie kafees wyn koop as dit meer as 14% konsentrasie alkohol het nie. Jy weet, soos daar is limite, soos hoe hierdie, maar laat dit nou was 45%, maar daar was hy so populêr. As hierdie nou so sterk drank is, dan... Ding is, ek weet, ons het 'n paar uitreike gehad, jare terug in Rivertal. En een van die, ek gaan nie die kerk se naam noem nie, maar een van die kerke daar, ons het die mense gehelp en alles, en toe die dag het hulle nagmaal, toe nooi hulle nou ons uit en goeders. Ja. Maar oom, daai mense het gedrink daar binne hoor. Dit is nie net van nagmaal, kyk by ons, is mos nou nagmaalglasies klein. Ja. Hulle het soms sulke groot bekers en hulle gooi dit vol en almal moet dit klaar drink. Al die bottels wat daar binne is moet klaar. Weet so, op die ou en is die hele kerk dronk. Hulle kan nie eers meer reguit dink nie. Ek dink nie dit is wat die Bybel bedoel het met nagmaal nie. So dit is nogals erg hoor. Wel, ek het een goeie vriend, hy is 'n NG dominee, hy is behoudend en hy is ook doelerend en hy is regsinnig en hy het ook 'n vraagteken oor alkoholiese wyn by nagmaal en hy is by 'n doelerende gemeente en hy stel dit toe vir hulle dat hulle moet oorweeg om suiwer druiwesap te gebruik daar. En dit is toe bespreek, maar die kerkraad het dit afgestem. Soos die mense voel redelik sterk daar. Wat interessant is, jy gaan kyk wat die Bybel sê is, dan praat nou spesifiek van die brood, wat gebruik word vir nagmaal. Dan sê dit daar moet nie gis wees in die brood. Unleavened, nee, unleavened. So, en die rede vir van die gis in die Bybel is 'n voorbeeld van sonde. Ja. So, net die gedagte dat jy dan nou die brood gaan maak sonder gis, maar jy is okay daarmee met die wyn. Ja. Verstaan? Is inkonsekwent. Dan maak dit mos nie so lekker sin nie. Ja. So ek dink dit is 'n belangrike studie wat mens moet gaan doen om seker te maak dat jy die regte gebruike het. Nou weet, party teoloë het daardie studie gedoen en dit is 'n debatspunt in teologie, maar ek het hierso 'n boekie en die naam hierso is Wine in the Bible, A Biblical Study on the Use of Alcoholic Beverages. En 'n abridged edition, dis deur Dr. Samuele Bakjoki. Hy het ook opgetree een keer by Stellenbosch Kweekskool, daar ook 'n lesing aangebied hieroor. En hy het 'n boek geskryf, 300 bladsye, maar hoe sê die mense, dis 'n bietjie lank om te lees. En toe het hy hierdie verkorte weergawe. En die punt wat hy so maak is dat as jy kyk na die woordbetekenisse van wyn in die Bybel en die gebruik daarvan, dan is wyn die vrug van die druiwestok daar. En sy gevolgtrekking is dat Christus het nie alkoholiese drank gemaak en laat bedien en die mense dronk gemaak en happy gemaak nie. Hy het van die beste natuurlike druiwesap het hy gemaak dan. Nou het hy hier so 'n hele boekie oor, nee. The meaning of wine. Wine in English, the meaning of Latin vinum, the meaning of Greek oinos, the meaning of the Hebrew yahin. Wine in biblical perspective. Biblical approval of unfermented wine. Biblical disapproval of fermented wine. Dan the preservation of grape juice, hoe dit in die oude dae gehanteer het. Jesus and wine, the wedding at Cana, new wine in new wineskins.
Is old wine better? Was Jesus a glutton and a drunkard? The communion wine. En dan wine in apostolic times daarso. Soos nou hierdie boekie het ek as 'n e-boekie, as enige van die kykers 'n bietjie na hierdie perspektief wil kyk, kan ek dit vir julle gratis aanstuur. Ek gevind jy moenie mense se sieninge probeer verander nie, hulle het hulle eie sieninge daar, maar party mense stel belang om verskillende sieninge te lees, en dit was my baie insiggewend gewees hierdie boekie. Baie interessant. Soveel vir wyn op hierdie vakansietyd, nee. Nou praat van die vakansietyd en wyn oom. Hierso het ons nou 'n spotprent. En die Engelse woord is 'n Grim Reaper. Ja. Hier's 'n prentjie van die Grim Reaper. Hy is nog mos die. En hier praat hy met die man wat daar so 'n bietjie in die kroeg sit en hy het dit 'n bietjie te ver gevat. Jy kan sien sy oë is 'n bietjie skeef daarso. Hy sê natuurlik kan jy nog bestuur. Jou huis is net 10 minute van hier af en as jy lekker voet in die hoek sit, is jy sommer oor 5 minute daar. Ja. En dan jy sien 'n koetjie onder sê oor sy dooie liggaam. Ja. Dis 10 wat gaan gebeur as hy in sy kar klim. Ja, nou dink as hy nou kom uit 'n nagmaal hang af van wat se kerk en hoe dit te gebruik en wat as hy nou 'n bietjie te oom het nou 'n punt daar. Ek het eers daaraan gedink. Is daar net as jy nou kerk toe gaan en jy gebruik nou daai 45% alkohol wyn. Ja, dan is dit nie 'n probleem as jy in die kar klim nie. Ja. Of Uber almal kerk toe daai dag. Ek sal nie weet nie. Elke kerk moet maar self besluit. Want ek onthou die een dag het ek na 'n konsert, 'n pianisopvoering gegaan in ergens naby Atlantis. Het ek daardeur gery en daar's mos baie wynplase in daai omgewing en goed. Toe trek die polisie af, die polisie het almal afgetrek. Dis op 'n Sondag. En hulle het gesê ek moet blaas, toe blaas ek. Natuurlik niks gewys nie. En hulle het 30 karre afgetrek wat nie verder kon ry nie. Hi. En ek was seker nagmaal naweek gewees daar. Kan wees, ek weet nie. Maar hulle almal afgetrek, almal wat agter my was, voor my was en agter my was, het hulle afgetrek en gesê hulle kan nie verder. Ek was die enigste wat kon ry oom. So dit is nogal skrikwekkend as jy dit sien. So ja nee. Ja jong, is my altyd interessant dat die einde van die jaar die koerante en die berigte baie van hulle gee 'n oorsig van die jaar se gebeurtenisse. En dis altyd insiggewend wat hulle sê. Hier is nou Mail en Guardian. En hulle sê so thought leader comment and analysis from the Mail and Guardian SA 2025. Scenic route from G20 to NGC. Shit. En ek gaan net hier so enkele paragrafies lees, dan sê hulle hierso, yet beneath the rhetoric lies a harsher reality. Grinding poverty, entrenched unemployment, fragile governance, and a population of 64 million increasingly impatient with political symbolism unaccompanied by service delivery. Ja, armoede, agteruitgang, geen dienslewering nie. Looking back from one January 8 statement to the next, the elephants in the room have multiplied, domestically and globally. The year 2025 exposed how far South Africa has drifted from political certainty, ideological coherence and diplomatic comfort. Na totale onsekerheid en agteruitgang. Ek is bly ons het nie 'n bespreking oor politieke sake nie, want dit maak 'n mens mismoedig as jy daarna kyk. Dan sê for voters, particularly the young, jobless graduates and the urban poor, the language of struggle has lost its mobilizing power. Performance, not pedigree, now shapes political loyalty. Ja, hulle begin raak sien, die regering kan nie perform om dit op Engels te stel daar, soos nie, die dinge gaan agteruit. Dan die een laaste paragrafiekie, hier so vir tweede laaste, en ek sê dat South Africa's diplomatic rupture with Washington in 2025 did not occur in a vacuum. It was the direct consequence of Pretoria's decision to take Israel to the International Court of Justice.
accusing it of committing acts of genocide in Gaza, a move rooted in international law but freighted with geopolitical consequence. Ja, baie ernstige nagevolge hierdie ding wat ons daar aangevang het daar. Nou ja, dan eindig af en sê, at the crossroads, Quo Vadis, cry the beloved country. A haunting reflection on a nation's enduring struggles, reminding us that the question of yesterday still echo in the heart of South Africa today. Sure. Nou ja, net daar 'n paar kort opsommings oor daardie sake. Dis nou nog 'n enetjie oor Suid-Afrika aan. Ja. Whistleblowers pay a heavy price in SA. Ja. En ons het al hierdie onderhoud of hierdie onderwerp beetgepak so rukkie terug, maar dit is geweldig erg om dit te sien. Om net dit weer te lees. Dit sê hierso, it forces us to confront a truth we have long tiptoed around. In today's South Africa, the single most dangerous act as a citizen can commit is to tell the truth. Dis am geweldig erg. Herhaal daar weer, the most dangerous act The is single most dangerous act a citizen can commit is to tell the truth. om die waarheid te praat. Om die waarheid te praat is die gevaarlikste ding in Suid-Afrika. Dit is uiters ernstig. Whistleblowers do not only step forward, they step into the crosshairs. They trade anonymity for exposure, safety for danger, and often life for principle. They carry out collective conscience because the institutions that should protect public integrity no longer can or no longer choose to. And what does the South African state offer these people? Our democracy's last line of defense. Trauma, isolation, bureaucratic abandonment, psychological warfare, and in far too many cases, a coffin. Ai, Dis baie erg. Skokkend So, en die ding is, ek het 'n vriend wat gewerk het by ons polisie hier in die Weskaap, en ek weet eers hoe die res van die land is nie, en dit word maar net, hy het weet nie hoe lang hy daar gewerk het, hy maar bedank, hy sê hy kan dit nie vat nie. onuithoudbaar geraak. Die probleem is, daar is so baie mense wat, jy het 'n sekere hoeveelheid wat korrup is. Dan het jy 'n sekere hoeveelheid wat saamgaan, want hulle weet as hulle die waarheid gaan praat, Ja, gaan hulle of hulle werk verloor, en hulle gaan nie weer 'n ander werk kry nie, want dit gaan seker gemaak word dat hulle nie 'n ander werk kry nie. ja, Of hulle kan hulle lewe verloor. So mense praat nie meer die waarheid nie, man. Ja. Hulle bly maar net stil, en vir hom was dit so erg geweest, want hy het nie dit verwag nie. Ja. Hy het gegaan om 'n verskil te maak, en om, jy weet, dit was sy passie geweest, Ja. nog van kleins af, dis wat hy wou doen. ja. En hy het daarin gegaan, en hy sê, hy was heeltemal onderste bo geslaan, want hy weet nie wat om te doen nie. Skokkend. Ja. Nou kyk, hierdie pas nou hierdie bruggie baie mooi by wat jy nou daar gesê het daar. En dit sê so, 2025, the year ethical neutrality became indefensible. Dan sê, there are years that pass quietly, and there are years that remove our ability to pretend. 2025 was not a year of isolated scandals or unexpected failures. It was a year that exposed patterns we have tolerated for far too long. It revealed the real danger facing South Africa today, which is not simply corruption itself, but ethical neutrality. The posture of watching without acting. Jy kyk maar en jy bly maar stil, want jy weet, as jy praat, dan verloor jy jou werk, of hulle vermoor jou letterlik, of wat ook al, nee? The comfort of commenting without consequences. The silence of acquiescence in the face of wrongdoing. Jy gee maar toe, jy bly maar stil, nee? Ethical neutrality is one of the most damaging positions a society can take. It is not overt wrongdoing. It is the decision to stand in the middle when the facts are clear. Nee, wat, jy vat maar die middelpaadjie daar so, jy wil nie betrokke raak nie, jy wil nie moeilikheid maak nie, you don't want to rock the boat, jy weet, nee?
It shows up when leaders acknowledge problems privately while avoiding public accountability. Ja, nee, daar is al erken as probleme, maar doen niks. When boards wait for reports, reviews and commissions long after the evidence is visible. When institutions respond to wrongdoing with process rather than principle. In 2025, ethical neutrality stopped being defensible. Sure. Jy moet nie weer net neutraal wees en dink dit is eties, jy bly maar stil neutraal nie. Dit is baie keer die maklikste roete om. Ja. Die maklikste roete is om stil te bly en niks te sê nie. Ja. Want dan hoef jy nou nie pa te staan vir enigiets nie, maar dis nie die regte ding om te doen nie. Skokkend. Hier is nou hierso wat sê nasionale misdaadstatistieke bekend gemaak. Die misdadigers dra deftige pakke. Kaapstad steeds land se misdaadshoofstad. Jo, dit is hom vreeslik, nee. Hier by ons is gevaarlik. Jy weet, al het nou een van ons, my goeie vriende daar, so Dr. Bruce Webb, hy het op die N2 gery, gooi hom met 'n klip, deur sy venster teen sy stuurwiel op sy bors, redelik beseer daar. En daar's hoeveel berig daaroor, dat wil nou 'n muur bou, 180 miljoen rand muur, by die lughawe, om te verhoed dat klipgooiers daar so baie is daar. Nou is daar weer 'n groot baie daaroor. Dit sê so misdaadnetwerke en kartelle infiltreer politieke partye. Ja. Staatsdepartemente en die regering se verkrygingsstelsels om belasting betalers geld te steel, sê Prof. Feroz Kachalia, waarnemende minister van polisie. Hierdie misdadigers, soos ons onlangs gesien het, dra deftige pakke en ontwerpsklere en gee voor dat hulle wettige sakeleiers is. Ja. Dis am vreeslik, né? Dit is die tragedie, 'n white collar. En dit is baie keer, ek onthou, so 'n paar jaar terug was my broer gewees ergens in Midrand, ergens daarbo, en terwyl hy daar was, paar kilometer weg, was daar een van hierdie geldkarre, hierdie trokkies, was daar aanval gewees op dit, en ek het die video gesien daarvan, dit was skrikwekkend, daar was iets soos 7-8 mense met AK-47's en goed, en hulle het plofstof gebruik om hom oop te blaas. Maar die manier hoe dit gedoen was, dit was so beplan en georkestreer. En van die ouens was toe gevang, die polisie ek dink 1 of 2 van hulle gekry, maar daai ouens is nie die mense wat dit beplan het nie, dit is hoog op. Ja. En hulle gaan niks sê nie, want hulle weet dis hulle lewe op die spel, so hulle sê niks nie. Waar kry hulle die vaardigheid om so op te tree? En waar al die wapens en alles is beplan, en hoe weet hulle waar die kar gaan wees, en Nog 'n puntjie wat my so geïnteresseer het, en dit is, jy weet, gaan oor sonde. Is my altyd fascinerend, die debatte oor wat is sonde, wat is nie sonde nie. Die Bybel is eintlik redelik duidelik. Die Bybel se definisie is die oortreding van God se wet. Oortreding van die wet, oortreding van die 10 gebooie. Die letterlike wet en ook dan die implikasie van die wet is eintlik baie duidelik. Maar partykeer dan help die staat ook daar. Hier soos in 'n Treasury proposes 20% national sin tax on online gambling. Nou is gesê om te gaan na al die gamblinghuise, het hulle al, wat weet, is sonde en daar is belasting. Maar nou kan jy dit self op die internet doen, niemand weet iets nie, niemand weet nie. Maar nou het SARS gesê, dit is ook sonde en dit gaan nou ook belas word, soos die mense moet weet, die sonde is nou uitgebrei. Hier is nou 'n skokkende een. Ek kon nie dit glo toe ek dit lees nie. Ek was regtig geskok. Elke keer sê ek vir hom, nee, ek kan nie weer geskok word nie, né? En dan kom hom hierso en dan word ek weer van vooraf. Dit sê hierso, crisis is over 117,000 girls gave birth between 2024 and 2025. Hoeveel? Oor 117,000. Jy weet, as dit 1,700 was, ook gesê het, dit is 'n bietjie sleg. Maar ek kan daardie Ek kan dit nie indink nie. Dit beteken, binne 10 jaar is daar ver meer as 1 miljoen kinders sonder paas. En 10 jaar sonder maas, want hulle gaan hulle seker opgee, of ek weet nie wat hulle gaan doen nie.
Dis iets verskrikliks om. Hulle word, dis waar al die gangsters vandaan kom, die kinders sonder paas, en die maas moet werk, of die maas word dronk, of wat ook al. Hey, dit is baie hartseer. Dit sê so, during an Indaba on adolescent pregnancy, Deputy Minister of Justice and Constitutional Development, Andries Nel, revealed that in the period 2024-2025, 117 and 195 girls, dit is nou 117,000 en 195 meisies, aged 10 to 19, gave birth and emphasized the importance of children knowing they cannot legally give consent to sex at the age of 12. Dit is onverskriklik. Dit is eintlik krimineel. Eintlik moet daar 'n polisiesaak opgemaak word. Ja, vir elk van maar dit is niks gebeur daarvan. Ja, en daar is nie genoeg polisieman en daar is nie genoeg mense om dit op na te sien. Earlier this year, the Western Cape Department of Health and Wellness revealed that children as young as 11 years old are finding themselves in a maternity wards, while the Education Department confirmed their school dropout numbers were largely due to teen pregnancies. Dis baie hartseer om. Ja. Dis baie ernstig vir die toekoms van ons land, daai ding daar. Om nou te gaan na die volgende ene, hier so Sunday Times, van sy laaste uitgawes, en daar skryf die een dame, Andrea Nagel, sy sê, it's been one hell of a year. So take a break. Ja, mense vat 'n break nie so so. Nou sê sy, it's been a year of inflamed politics, ja, and scorched opinions, ja, and division sharpened to a point and waved about like a cutlass. Mense baklei ongelooflik, né? The world has lurched from crisis to crisis, pausing only to be startled by technological progress, in aanhalingstekens, that arrived uninvited and rearranged all the furniture. Now we have a bar stool where the lazy boy used to be. En dan sê sy daarom, and yet there were also moments of courage and kindness, dankie tog, both of the trending and intimately personal kind. Maar sluit sy af, sy sê, so relax, unclench, take the break you can, enjoy this issue, and be gentle with yourself. 2025 has been one hell of a year. En ek hoop nie volgende jaar is nog so 'n hel van 'n jaar nie. Ja, nee. So, om nou luister, nee, om het 'n break vat. Ja, 'n bietjie aan 'n laer stadiger. Nou hier is 'n interessante berig en die opskrif pas so bietjie aan. Die opskrif in Afrikaans is 'n jaar van huil en onheil. Nou as jy die i weg van, dan kry jy hel. As jy nou die i buis kry jy huil. Huil en onheil. Amper hel en unhel. Daar is nie unhel in Engels nie, nee. En hier is baie interessant, want dit is geskryf deur Christina Landman, en sy gee so 'n oorsig van die jaar met die fokus op godsdienstige sake. En ek het dit nog nooit gesien nie. Voorheen was daar oorsig van ekonomiese sake en dit en dat, maar oor godsdienstige sake. Sure. Dis my iets niets, ek's baie dankbaar hieroor. En meeste van die dinge wat sy hier aanhaal, het ons wel bespreek in ons koerant, ons kan nou weer bevestig daar, maar dit was my 'n baie oulike berig hierdie. Bietjie lank, maar kom ons kyk wat sê sy. Sy sê 'n jaar van huil en onheil. Die jaar 2025 was 'n jaar van huil en onheil soos nog nooit tevore nie. En wat party mense as huil gesien het, was ander se onheil, skryf Christina Landman. Dan skryf sy en sy sê, eerstens was daar van jare klomp veranderings in leierskap. Op 20 Januarie word Donald Trump weer die president van Amerika. Heel wat kerke ondersteun hom. Marion Buday, biskop van Washington, vra Trump egter in 'n sagte stem om weerlose groepe met genade tegemoet te kom. Dit is nou al die mense wat onwettig inkom. Ek onthou ons het hier bespreek hier so, hy was glad nie aangenome nie. En hierso is sy vat nou 'n sagte kwas hiersom, praat nou van weerlose groepe. Die is die weerlose mense wat onwettig.
Ja, maar die ding is, hulle hele mikpunt was gewees, hulle fokuspunt was al die misdadigers. Ja, en dis wat Trump wil uithou, wil misdadigers uithou. So, maar in haar opinie is daai weerlose mense nou al die misdadigers. Ja, soos daar sê nou meningsverskil hierson, né? Hy vererg hom en stel voor sy vra om verskoning, maar sy weier, soos reg toe was daar nou die konflik tussen Donald Trump en hierdie kerklike leier. Is dit nou deel van die jaar se heilsgeskiedenis of onheilsgeskiedenis, vra sy? Ja, geldige vraag, en so vra sy reg deur haar artikel daarvoor so. My maand was 'n tyd vir 'n nuwe paus. Paus Leo die 14de word die eerste Amerikaanse paus. Hier in Suid-Afrika het die paus nie 'n groot regstreekse invloed nie, en gelukkig word verwysings na sy Amerikaanse oorsprong gou minder. Ek sou sê die koning Charles III van Engeland se besoek aan die paus in Oktober deel van die heilgeskiedenis is. Dis nou amper 500 jaar sedert koning Henry van die Rooms-Katolieke Kerk weggebreek en die Kerk van Engeland gevestig het. En hier gee die Engelse koning en die paus mekaar weer die hand. Daar is maar min nuus oor president Cyril Ramaphosa se besoek aan die paus in November. Ja, jy weet, hier is baie veel zeggen en ons het hierdie redelik in detail bespreek daarso dat hierdie is ek onthou die opskrifte daar, wat was dit, hulle het sterk woorde gebruik daar in Engels het hulle gesê. Ja, dit was gewees letterlik dit is asof dit geskiedenis gemaak is. Ja, it was, jy weet, groundbreaking of wat ook al het hulle woord gebruik daarso. Ja. Elke keer, dit is ongelooflik, soos na 500 jaar van die twee groot gelowe en die leiers nou hand aan hand. Maar wat beteken dit profeties? Almal gaan saam, en wie gaan die groot leier wees? Gaan dit King Charles wees, of gaan dit die paus wees? En is interessant, wie gaan na wie toe? Ja, wie gaan na wie toe? Presies, die koning het gegaan na die pausdom in Rome, né? Ja. Rome is die groot hoofsetel, nie Engeland, nie Londen nie, almal gaan daar, all roads lead to Rome, soos ons hier so sien. En dan, hulle praat nou van Cyril Ramaphosa, né? Hy is ook mos nou daar by die paus gewees. Ja. Ons het mos gelees van hom en sy dogter wat daar was en alles. Ja, hy het dit ook gebruik of probeer gebruik as 'n groot event daar so, en dit was goed beplan daar alles soos, hy wil ook sy invloed laat geld, hy was nou ook by die paus gewees, en soos hy sê, sy dogter, sy familie gebring, om hulle status te gee daar vir die toekoms. Ja, nee, dit is all roads lead to Rome, en almal gaan die paus nog volg, daar wat's bietjie wat die profesie sê daar. Dan gaan Christine Landman aan, en sy sê so, maar hoe dit ook al sê, Trump maak die liberale woke beweging in Amerika ongewild en belaglik. En daarvoor is ek baie dankbaar, ons het redelik baie oor gepraat nie oor die woke, wat dit alles beteken daar so, en hoe hulle alles belaglik maak, en amper die beskawingsbeginsels onderste boord draai, so daaroor is ek dankbaar vir Trump. Die wêreld volg gou, en dit word van jaar ekstra moeilik om oor gelykheid, ras, geslag, seksualiteit en geweld te praat. Want dan word jy uitgelag as woke. Is dit heil of onheil vir Suid-Afrika? Vra sy ja. Ja, jy moet baie versigtig wees as jy praat oor ras, dit weet ons al lankal in hierdie land al. Maar om te praat oor geslag en seksualiteit, moet jy nog, ek dink dis vanselfsprekend. Daar's niks om oor te praat nie. Ja, maar dit is nou gevaarlik. Dis toch kan jy nie daar praat nie. Dis 'n vrou daarin, dis my dogter en dis 'n man en my seun, maar nou kan jy, moet jy pas op as om soets te sê daarso. En oor gelykheid, ja, nee, dit is tragies. En die volgende gedeelte, maar terug na 3 Oktober, waar ons toch vind dat Sarah Mullally, biskop van Londen, aangewys word as die aartsbiskop van Kantelberg. Die eerste vrou in hierdie posisie, sy sal op 28 Januarie 2026 ingehuldig word. Is dit heil of onheil? Nou vir sekere mense is dit definitief onheil, en vir ander is dit heil, want hulle is baie gelukkig daaroor.
Presies, en ons het hierdie redelik volledig bespreek en hierdie het 'n hele groot omwenteling, dit eintlik direk tot gevolg gehad dat die Church of England het hergroepeer in 2 groeperinge daarso. En hoekom die vorige leier daar bedank het, was oor hierdie een, ek wil amper sê pedofiel, wat in Suid-Afrika ook hier opgetree het, en wat hulle nie sterk genoeg aangespreek het nie, toe het hulle gesê, hy moet bedank daar, so daar was ook 'n hele groot ding daar, en nou is die vrou in beheer, wat baie gemeentes voel is onaanvaarbaar daar, en sy is iemand wat die gay kwessie stoort en erger maak, nou is daar heeltemal 'n herverdeling daar. Dan kom ons hier so by, oorlog. Ja, nee, die Bybel praat van oorlog, nee, en gerugte van oorlog. En dit hou nie op nie, word dit erger. En dit word gepraat as 'n teken van die eindtyd daar, nee. Tweedens kon ons hierdie jaar geen oorlog se einde bring nie. Ja, dit is baie tragies. En so beskou party mense die oorlog tussen Israel en Hamas as 'n heilige oorlog. En die ander beskou dit as 'n onheilige gryp na mag en grond. Is Trump se betrokkenheid nou heilig of onheilig? Die oorlog tussen Oekraïne en Rusland duur ook nog voort, terwyl president Vladimir Putin van Rusland 'n onheilige kersie in 'n ortodokse kerk aansteek. Met onheilige, in hakkies, soos dat kan onheilig wees of heilig hang, of hoe jy dit nou daarso sien daar. Ja, en hierdie oorlog tussen Hamas en Israel, kyk, ons het baie bespreek, dit het ons land ook beïnvloed. Kyk, dat die groot kerkgebeurtenis daar is, wat nou nog aan 'n houdende kwessie daarso is. Dit is uiters tragies. Derdens was daar vanjaar steeds 'n onheilige gebrek aan demokratiese intelligensie onder leiers in Suid-Afrika, in kerk en politiek. 'n Kerkleier met demokratiese intelligensie luister na mense en voed hulle stem op om wys en lewegewend oor sake te praat. Dan dra die kerkleiers hierdie stem oor aan die owerhede. Ek het nie vanjaar so 'n stem gehoor nie. Ons het eerder gesien hoe kerke skeur en van mekaar vervreemd raak binne hul eie magstryde. Dit is onheil. Ja, so sy voel die kerke het nie hulle stem verhef voldoende nie. Party voel hulle het tot 'n mate, maar hulle het nie eintlik veel bereik nie, want alles het net aanhou agteruit gaan daar. In plaas van hoe kerke skeur, ja, ons het baie daaroor gepraat, maar hoekom skeur hulle? Hulle skeur want die een groep wil die waarheid volg, en die ander groep wil nie meer die tradisionele waarhede van die hervorming volg nie, wil nie meer die Bybel volg nie, soos dit, ja, tragiese gebeurtenis. Dit was ook 'n jaar waarin ou spiritualiteite 'n nuwe stem gekry het, soos toe ons tyd in Maart voor Ouerdag gevier het, teen die kerke se sin, heil of onheil. Nou ek sê sommer dadelik, dit was onheil, en dit was gewees die tyd in van die Vrystaat, van alle plekke, baie konservatiewe plek daar, maar nou moet ons nou inwees en voorsting maak vir al die groepe daar, en daar is onheil, duidelik. Vierdens was dit dan ook 'n jaar waarin kleurryke figure soos Charlie Kirk, Louis Liebenberg en Dani Botha self sterk in leuke godsdienstige taal uitgedruk het. Charlie Kirk, Trump se jeugdige regterhand, is op 10 September in 'n sluipmoord doodgeskiet. Hy het gestaan vir Christen nasionalisme en dat Amerika as 'n Christelike nasie bestuur moet word. Gedurende apartheid het dit so in Suid-Afrika gewerk, maar nou is ons sekulêre staat. Nogtans hang vele Suid-Afrikaners Charlie Kirk se idees van 'n Christelike staat as gelowiges aan. Is dit heil of onheil? Nou, ek wil net hier so sê, 'n mens moet 'n bietjie versigtig wees om te sê Charlie Kirk was 'n Christen nasionalis. Ja, want sy sê so, hy het gestaan vir Christen nasionalisme. Nou ek het al baie van sy video's gekyk en hy is baie nasionalisties, soos in die sin patrioties. Hy is patrioties, ja. In daardie sin, maar, en hy is 'n Christen gewees, hy was baie sterk op dit.
Ja. Maar ek sal nie sê dat hy Christen nasionalis was nie, en dat dit is sy myn fokus was nie. Wat hy baie genoem het, en is baie waar, is dat die konstitusie van die land gebaseer is op die Bybel. En dit kan nie meer wegkom nie, want dit is Christelike waardes. Verstaan? En om dit nou te vat en te sê dat dit is nou dieselfde as apartheid, dis baie verregaande. Dis 'n bietjie verregaande. Ek het ook nie, ek het niks van hom geweet voor sy dood nie. Daaroor het ek ook baie na hom gekyk en ek het hom baie gebalanseerd gevind en nie 'n nasionalis in daardie term van die woord nie. So ek dink sy verdraaide, maar almal het hom verdraai. Maar die ding is, die mense wat hom verdraai, oom, is mense wat kort snippet video's van hom gesien het. So dit is soos amper soos daai hofsaak wat teen BBC gedoen is van Trump. As jy gaan edit, ek kan letterlik hierdie video vat en oom edit, dat oom enigiets sê wat ek wil hê om te sê. Ek weet dat dit nie doen nie, hoor. Nee, ek sal nie, oom. Maar my punt is maar net so, daar's kort videoetjies op YouTube en oral op die internet. Mense kyk na dit en as hulle soos, okay, dis die prentjie van die persoon en dan is dit die prentjie wat hulle het en dan is dit hulle opinie van die persoon. Maar dit is nie hoe wat jy moet doen nie. Ek seker van sy het nie al die honderde ure van sy gesels met die studente en goeders gekyk nie, want as hy dit gedoen het, sal sy sien dat hy was baie nie, wil sê neutraal nie, maar baie gebalanseerd en baie oop om met enigiemand te gesels. En die apartheid het definitief was die deel af. Die ander punt is, met alle respek teenoor Professor Christine Landman, sy is 'n baie bekwame persoon, maar sy is baie liberaal. En liberale mense sien hierdie dinge vanuit een oogpunt en behoudende teoloë sien vanuit 'n ander oogpunt. So dit speel ook partykeer 'n rol daar. Maar kom ons kyk na die volgende gedeelte hierso. Wegraping. September was omtrent 'n maand waar dinge gebeur of nie gebeur het nie. Ja, nee jong, September was my nou regtig 'n interessante maand gewees. En maar in die gang gehou, want dit was mos nou die wegrapingsmaand gewees. En op die WhatsApp groepe is dit so bespreek daar. En ek gesê nou maar, pas op, moenie nou op daardie wegrapingsdag gaan die karre ry nie ensovoorts en al die argumente, dit was nou regtig 'n ding van daardie Botha. Dani Botha het beloof dat die wegraping op 23 of 24 September sou plaasvind. Gelowiges sou weggeraap word hemel toe en moes daarom sorg dat hulle nie op hierdie datums in 'n kar of 'n vliegtuig was nie. Ek het wel gesê, pas op, as jy dit glo, moenie gaan kar ry nie, want jy kan weggeraap word en dan jou kinders verongeluk of wat ook al, jy weet. Chaos op aarde uitbreek. Nou, maar daar sou nog 2,5 jaar oor wees vir mense om tot bekering te kom voor die wederkoms plaasvind. Ja, dit is die baie belangrike punt oor hierdie wegraping teorie. Daar's nou weer 'n tydperk, party sê 3,5 jaar, party 2,5 jaar, maar almal kan nou wel bekeer en dis 'n fataal fout. Daar's een tweede koms, jy moet een besluit maak, daar's nie 'n tweede kans vir die mense nie. Die wegraping waarvan die Bybel en die Here skynbaar niks weet nie. Ja, dis nie 'n Bybels gefundeerde, jy moet die Bybel verdraai om dit te glo. En as jy gaan oplees oor die geskiedenis, hoe van die katholieke Jesuïte hierdie teorie ingebring het om die paus te beskerm en die profesie se tydlyn heeltemal omver te gooi daar. En dit het toe nie plaasgevind nie. 'n Mens sou wonder hoeveel mense deur hierdie episode geraak is en of dit die Christendom tot heil of onheil was. Ja, party toe gesê was 'n baie goeie ding, want almal nou hulle harte vir die Here gegee, maar hoeveel van hulle het nou gesien dis 'n klug en omgedraai weer? Nou ja, sy vra goeie vrae hierso in elk geval. Ek wil net vir kykers sê, ons ook hierdie 2 boekies te koop hierso in Afrikaans en ook een in Engels in, en dit is basiese Bybelstudies en dit gee jou uiteensetting van al die basiese Bybelonderwerpe soos die tweede koms van die Here. En hierso hele is 8 hoofstukke daaroor. Ek sal weerkom. Wêreldtoestande voorspel Christus se wederkoms. Sal die wêreld tot bekering kom? Hoe sal Christus terugkeer? Waarom Christus moet terugkeer?
Waarom 'n opstanding? Christus se wederkoms in die millennium. Voorbereiding vir Christus se wederkoms. Alles baseer op Bybeltekste. Is welkom hierdie boekies te koop en dan feitelike kennis te kry oor die Bybel daar en nie te val vir hierdie valse profete nie wat eintlik baie tragies is daar. Dan Leo Liebenberg is 'n juweel, oftewel diamant, vir enigeen wat godsdienstige gedrag bestudeer. Hy is bekend om sy video waar hy onder die stort staan en preek, en die stort as 'n voorkeurplek aangee om met God te praat, en ons onthou ook hoe hy geweier het om die magistraat as your worship aan te spreek, omdat hy net God worship. Dis 'n interessante. Jy sien seker mense met die onmiddellik weer die laaste skroef los. Jy moet van hierdie mense, hulle gebruik die Bybel en godsdiens om hulle skelmstreke uit te voer. En om mense se geld te steel. Presies, soos wat hier so gebeur het. Ja. Het hy as 'n regsargument aangevoer dat alles, ook diamante, aan God behoort. Ek vind hom fascinerend, maar waarskynlik om ander redes as sy volgelinge wat hom in 'n vol hof ondersteun. Dit alles laat my nou net wonder. Dit lyk asof lekepraters vanjaar 'n baie helderder stem in Suid-Afrika en elders gehad het as kerkleiers en teoloë. Is dit tot heil of onheil van die samelewing? Nou, sekere mense sal sê dit is tot onheil, want jy moet jou skaar by wat jy geleer het, en wat jy gestudeer het en sovoorts. Maar ek glo dat enigiemand kan die Bybel bestudeer. Verstaan, so, dis amper dieselfde soos byvoorbeeld ek het so rukkie terug gehoor, iemand wat baie ongelukkig is oor Amerika se nuwe gesondheidsdirekteur, wat noem hulle hom, Kennedy, wat mos daar so is. Want hy het genoem dat mense moet verantwoordelik wees vir hulle eie gesondheid. Toe sê die man, nee maar, die dokter is verantwoordelik vir jou gesondheid. Nou ek stem nie saam, die dokter is nie verantwoordelik vir my gesondheid nie, die dokter is daar om my te kan help met my gesondheid, maar ek is verantwoordelik vir my gesondheid. Ja. En net soos ek ook verantwoordelik vir wat ek glo, en ek glo net meer mense moet in plaas van hulle opinies baseer op die nuutste short video wat hulle sien, of 'n YouTube video, of wat ook al, alles wat hulle sien op sosiale media, of die media, moet hulle eers self gaan studeer, hulle Bybel oopmaak, dan dink ek hulle sal vinniger by die waarheid uitkom. Ja, maar hulle moenie hierdie leuke praters en leuke predikers volg sonder om die Bybel te bestudeer nie. Precies my punt. Want volg die mense wat die Bybel sê nie. Wat mense nie verstaan is, die baie van hierdie leuke praters, wat sy nou hier so noem, die mense is op YouTube en op sosiale media, hulle maak geld uit dit. Baie geld. Hulle maak baie geld, hoe meer jy kyk na hulle video's, hoe meer geld maak hulle. Ja. En dan glo mense wat hulle sê, en hulle maak hierdie opwindende stellings en beloftes, wat ook al dit mag wees, en miskien is van hulle opreg prosperity gospel daaruit, dan word jy eers opgemaak. Ja, ek weet nie wat hulle hart is nie, die Here weet, maar jy kan nie net alles glo wat jy sien nie, so maak self 'n boek oop, lees die Bybel. Die Bybel oop, ja. Dis die belangrikste. Dan gaan hulle aan en sê, en dan was er ook nog die jaar van pastore Timothy Omosoto en Shepard Bushiri. Ja, sonder om name te noem, kan Suid-Afrika die afspringplek vir baie godsdienstige opportuniste noem. Ja, kansvatters. Ek wil sommer sê lieg en bedrieg pastore en mense hierso. En dit sonder dat die samelewing nog ooit op 'n gesonde manier voorberei is op wat heilig en wat onheilig is nie. Ja, sure. Ons het 'n gebrek aan onderskeidingsvermoë baie keer, want ons ken nie die Bybel nie. Ek het al dikwels verwys na die sendlinge wat uit Europa hier aangekom het in die 17de en 18de eeue. Baie van hulle is deur hulle samelewings oor see verwerp, weens hulle radikale idees oor hoe om verlos te word. Nou, ek het ook 'n vraagteken daar. Ek glo nie die hervormers idee was noodwendig radikaal gewees, was radikaal korrek gewees miskien, ja. Hulle het mense hier geleer om jou swaar kry as God gegewe te aanvaar en net vir die namals te lewe. Dit stem ek ook nie heeltemal met haar saam nie. Sonder om iets omtrent die sondige stelsel van die dag te doen. Ja, jy moet nie die regering elke keer wil omverwerp nie, maar
Dan moet 'n bietjie meer balans hierso wees nou. Hulle het mense met goddelike gesag gedwing om na hulself as 'n wurm te kyk. Stem ook nie met daar saam nie. Hiermee het hulle die grondslag van die Christendom in Afrika kom lê. En nog steeds, lyk dit vir my is ons die afspringplek van mense wat teologies half geletterd is. Ja, ongelukkig het ons te veel teologiese, ongeletterde en halfgeletterde mense wat nog meer gevaarlik is hierso. En hier kom kerke stig, omdat jy hier, anders as in ander dele van Afrika, die res van die wêreld nie lisensie daarvoor nodig het nie. Nou, dis wat is, ek verstaan nie presies wat is die punt wat sy hierso maak nie. Want dit is vir my baie soos, dit klink ook baie vir my soos, ek weet in Amerika doen dieselfde, lyk my in Suid-Afrika volgens maar net dieselfde stroming, dat hulle kyk na die mense wat na hierdie land toe gekom het baie lang terug, en wat die stelsel en alles, die struktuur geskep het, wat die land nou het, asof hulle baie negatief is. Sy meng 'n paar punte daar, sy moes hulle apart gehou die punte daar, so dit is so, ons is ongelukkige afswingplek vir baie valshede en valse kerk dinge, absoluut. Maar daar's vir my te veel, bietjie van 'n warboel gedagtes. Dis reg, dit is heeltemal reg gehaal. Jocelyn Smith, so het hierdie jaar weer gewys hoe word godsdienst vir mense opgedis. Ons word vrees ingeboesem dat ons weggeraap gaan word. Lidmate word gedreig om geld en soms 'n liggaam ook te gee vir kerke wat aan niemand verantwoordbaar is nie. Ja, kyk, die kerk in aanhalingsteken, dit is nie regtig kerk en dit is 'n klikspelkerk daar. Mense het iewers woorde gekry om God vir hulle self toe te eien om skelmstreke te regverdig. Ja. En dis baie belangrike punt daai. En ons woorde waarmee ons immoraliteit op sy naam moet noem, is by ons gesteel. Anders as die vorige inval van die 17e en 18e eeu, toe God voorgestel is as 'n streng moralis, probeer hierdie inval ons nou oortuig dat jy God aan jou kant kan kry met die regte woorde, met geld en mag. En so word almal se dade weggewas, ook die pastoorsin. Ja, nee, dit is nou prosperity gospel kerke daar, wat nou so hierso groei, en dat almal so vir hulle val. En ons Afrikaners ook vir hulle val. Ek verstaan daai ding nie so mooi nie. Hulle is maar goeie salesmen, baie van die pastore. Ja, hulle gladde bekke. Ja. Ja. Nou gaan nou aan, dit was ook die jaar van die Jocelyn Smith saak. En soos met alles in Afrika was godsdienst ook hier ter sprake in gesprekke op sosiale media en elders. Jocelyn se ma, Kelly, word daarvan verdink dat sy haar dogtertjie aan 'n sangoma verkoop het. Die kerk het ook betrokke geraak in die moontlikheid dat 'n ma haar kind kan verkoop, veroordeel in die lig van die hoë prys van die Christendom op ouerskap en die familieverhoudings plaas. Ja, tragies geval daarin gewees. Hierdie saak laat my op 'n manier dink aan die ingewikkelde situasies waarin gelowiges hulle in komplekse Suid-Afrika bevind. Godsdienst in 'n komplekse wêreld is veronderstel om 'n mens hoop te gee in diverse situasies. Godsdienst moet jou morele waardes gee om in alle situasies vir almal wyse besluite te neem. Godsdienst moet jou sin vir sosiale geregtigheid versterk, waar jy ook al armoede en lyding teekom. Godsdienst moet jou help om die doel van jou lewe in te sien en empatie met ander sin te hê. Maar dit is nie wat op die oomblik in die land aan die gang is nie. Ook nie onder godsdienstige mense nie. Dis elkeen vir hom of vir haarself, al moet ons mekaar uitverkoop. Nou op hierdie punt is dat, ek dink, wat sy hierso noem, wat godsdienst tegnies moet bewerkstellig, en nie gebeur nie, is as gevolg dat ons God uit die godsdienst uithaal. So mense het miskien godsdienst, hulle het sogenaamde geloof, maar God is die deel van die prentjie nie. Hulle bring humanisme, So die mense sieninge word nou verhef bo God se Presies, want ons gaan kerk toe, en in plaas van dat ons God se karakter hoor en leer in die kerk, hoor ons van alles behalwe dit. Ja. Verstaan? So ons leer nie meer God nie, ons ken nie God nie. Ja. En dit is hoekom hierdie probleme is. Ja. Nie in geval van godsdienst nie, maar omdat ons nie meer God dien nie. En ons te wanbegrip. Ja. En ons wil nie hoor en leer nie, né? Nou gaan sy aan, sy sê, vanjaar was ook die jaar waarin die dokumente herdenk is, wat 40 jaar gelede in stormagtige politiek
van die 1980s ontstaan het. Een soort dokument is die Suid-Afrikaanse Kairos dokument van 1985. Dit is opgestel deur leuke en teoloë wat God en die kerk aangemoedig het om teen 'n regering op te staan wat nie van mense omgee nie en net hulself met hul uitverkorenes op die hart dra. Ja, wat ek graag sou wou sien is dat sy ook sou verwys na die Kairos beweging van doelerendes en die Koinonia Synode, maar daarvan sê sy niks, want sy ondersteun hom glad nie. Dit sou 'n bietjie meer perspektief ook gegee daarso. Party mense dink ons het vandag weer so 'n dokument nodig. 'n Teologie is nodig, gepraat deur leuke, kerkleiers en teoloë tesaam, wat mense versterk om die krisisse van die tyd op 'n wyse manier aan te pak wat lewegewend is vir almal hier op aarde, tot heil en nie tot onheil nie. En dan daar's 'n prentjie van Christine Landman, is 'n professor in teologie verbonde aan die NISA. Ja. So dankie, ek is bly sy het hierdie geskryf. Is amper asof sy godsdienstige koerante gekyk het oom. Ja, Want amper al daai punte is wat ons al die punte het ons afgelope jaar het ons daarso dit gehad. Wel, ons sê dankie, ons sal nou nie met elke punt met haar saamstem nie, maar was 'n baie interessante oorsig gewees daar. Ek het nog nie gelees laat iemand in die koerante skryf 'n oorsig van godsdienstige gebeurtenisse nie. Oom, Ja? kyk waar loop die tyd. Ek wou nog by hierdie berig uitgekom het vandag. Ja? Hier is ons ook 'n hele oorsig van wat in die kerk gebeur het oor hierdie jaar, en dit was geskryf deur Jan Libbe. Maar ons gaan dit met oorhou tot volgende. Jan Libbe, hy is mos die moderator Ja, van die NG Kerk, van die algemene synode se moderamen. so ons gaan maar met wag tot volgende week, want die tyd is op. Ai, okay, wel, dis nou ietsie moeite werd vir die kykers om na uit te sien wat Jan Libbe nou alles daarso te sê het. Kykers, daarmee moet ons vir sê totsiens. Ek wil amper sê moenie te veel drink nie, maar liewerste moenie drink in 'n ry nie. Ons sal nou nie in die drankdebat ingaan nie, maar moenie drink in 'n ry nie. Wees versigtig en ons luister volgende jaar weer saam. Totsiens in die Here seën. Wees veilig en onthou hierdie tyd van die jaar moet ons fokus op Jesus wees Ja, en om Jesus uit te dra aan mense terwyl mense oop is vir hom. presies. Kersfeestyd is mense oop om te luister. Ja, So kom ons hou ons fokus op die regte plek. pragtig. Totsiens.